Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens my voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou, as 'n mens kyk na hierdie rooi duine, is een van die spesiale aantreklikhede en besoekpunte wat daar in Namibië dan ook is. En daar vind 'n ou van die hoogste duine in die wêreld. Hulle het 'n besondere rooi kleur, as die son ook regvang, bied dit ook dan mooi kontraste ook wanneer 'n mens wil foto's neem. Hierdie gebied beslaan dan uit 32.000 vierkante kilometer uit, waar hierdie woestyn en duine dan ook is. En die hoogste van hierdie klomp is Big Daddy, wat omtrent so 325 meter dan ook bo die grond is. Die gemiddeld is maar so 200 meter bo die grond. En dan die hoogste duin in die woestyn in Namibië is duin 7, wat dan die hoogte bereik van 388 meter. Net so 'n bietjie interessantheid oor die grootte van hierdie duine, en wat nogal baie interessant is, dat hulle reken ook dat die basis van hierdie duine nie skuif nie, alhoewel die toppe van daardie duine skuif as gevolg van die wind en soos wat die wind waai. Om na die woord van die Here dan ook te kom, wat ook kosbaar en spesiaal is, sien ons dat die woord van die Here vir ons ook kom leer. Daar in Kolossense 3 vers 12, terwyl ons dan stil staan by die gedagte van bekleed, en ons het gister bietjie gekyk om met Christus dan ook bekleed te word, en nou kom sê ook vir ons as kinders van die Here, ons karakter waarmee ons dan bekleed word. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Maar voordat ons bekleed word met hierdie kosbare eienskappe, is daar ander dinge wat eers afgelê moet word in ons lewe. So, ons kan nie met hierdie goed bekleed word terwyl ons nog die ou baadjie aan het nie. En daarom het hy ook sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê. En dit is net soos om 'n baadjie uit te trek, en wat sê hy wat moet afgelê word? Toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Daardie toorn wat dan opgewek word baie keer deur hierdie eie ek raak kwaad vir ander en hulle moet verander. Ek hoef nie te verander nie. En wanneer hulle nie my sin gee nie, dan raak ek sommer kwaad en ek is woedend. En nou sê die woord van die Here, dit moet afgelê word. Dis hoort nie by 'n kind van die Here nie. 'n Boosheid hoort nie by die kind van die Here nie. Laster, skandelike taal hoort nie by die kind van die Here nie. Hierdie taal moet nie eers in ons mond meer wees nie. Hy sê ook, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê. As kind van die Here behoort ek nie vir my ander broers en susters te lieg nie. Wanneer ek vir iemand lieg, dan onderskat ek in elk geval daardie persoon se intelligensie. En daarom moet ek altyd die waarheid praat. Die woord van die Here sê ook vir ons, die waarheid sal jou vrymaak. En so nodig in die kind van die Here se lewe, dat ons hierdie eienskap dan ook sal aanleer om in die waarheid te lewe, in die waarheid te wandel, want die Here Jesus Christus self is die waarheid. En as ons sê dat ons in sy lig wandel, hoort ons ook in daardie waarheid te wandel en hoort ons nie vir mekaar te lieg nie. Hoekom? Kolossense 3 vers 10 gee vir ons die antwoord. En julle jul met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Hoe meer ek in die woord van die Here delf, hoe meer ek die Here Jesus Christus uit sy woord uitsien, en dit wat die Heilige Gees aan my kom openbaar, dan sien ek hierdie beeld van die Skepper, en ek wil al meer vernuwe word na hierdie beeld toe. Want toorn, woede, daardie skandelike taal, al daardie dinge, hoort nie by 'n kind van die Here nie, want dit hoort nie by die Here Jesus Christus nie, en dit is nie soos hy is nie. Hy is liefde, hy is vrede, hy is blydskap, en wanneer ek met hierdie kennis dan ook kennis maak, wanneer die Gees van God dit aan my kom openbaar, dan word ek met hierdie nuwe mens bekleed, word vernuwe tot die kennis van dit wat die Gees van God ook dan aan my kom openbaar. Mag die Here vir ons in staat stel, dat ons sal aflê, as daar dinge in ons lewe is wat nie reg is nie, en dat ons dit na die kruis toe sal neem,
en dat die bloed van Jesus daarmee sal handel. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die kosbare bloed wat ons wil reinig en skoon was van verkeerde dinge in ons lewe en help vir ons om bekleed te word met die Here Jesus Christus, om Jesus Christus naam ontwil. Amen.